Liewe broer en suster, ons Here Jesus Christus, as ons hierdie gedeelte lees in die woord van God, dan sien ons dit is 'n doodgewone Sabbatsoggend daar in Nasaret. En soos die gewoonte was, soos wat dit nou maar elke week gebeur het, gaan hulle na dieselfde sinagoge toe. Almal het dieselfde morbiede klere en lang gesigte. Dieselfde goed word presies net soos die vorige week en die vorige 100 keer herhaal. Ek dink, as ons dit vir die jong mense sou beskryf, en vergewe die Engelse woord, dan sou die kinders sê, boring, vervelig, altyd oor en oor dieselfde goed. En hier kom Jesus, 'n gewone jong man, 'n seun van 'n timmerman, wat hulle al soveel keer in die sinagoge gesien het. En hy lees maar weer voor. Hy lees uit die ou bekende boek Jesaja, en vir die soveelste keer hoor hierdie klompie Jode dieselfde goed. Ons kan seker vir mekaar afvra, kan 'n Sabbatsoggend dan nou valer wees as dit? Kan die lewe vir my en vir jou valer wees as hierdie roetine wat ons elke dag en elke Sondag maar oor en oor doen? Veral as ons dink dat ons met dieselfde negatiewe goed by die werk opgeskeep sit en moet beleef. Saam met dieselfde negatiewe mense daar moet gaan werk of in dieselfde huis bly met dieselfde probleme en met dieselfde sondes wat oor en oor gedoen word. Daar waar ons met dieselfde wekker elke oggend, kom ons sê nou maar 5:30 wakker gemaak word en aangaan met ons dagtaak wat oor en oor dieselfde is totdat ons vanaand weer gaan slaap. Ons sing oor en oor dieselfde liedjies in die kerk en dit gaan oor en oor met dieselfde liturgiese orde te doen, oor en oor en oor. Verstaan u dat die jong mense kan sê, vervelig, vaal en flou? En dan kan 'n mens seker dink, maar my lewe kan nie meer leeg wees as juis dit wat ek nou beleef nie. En dan sê ons mos vir mekaar, dis nou maar eenmal die lewe. Ons is maar slagoffers daarin en ons moet maar deur hierdie dinge worstel. Net soos wat die Jode daar die sinagoge besoek het, moet ons maar Sondag kerk toe kom en ons moet maar selfde goed oor en oor hoor en ons moet maar deur dieselfde Bybel lees. Maar op 'n dag, toe word dit wat leeg is, skielik vol. Dit wat vaal en flou was, is skielik vuur en vlam. Dit raak aan die brand. Vers 21 sê, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou gehoor het, vervul. Jesus kom en hy kom vat hierdie klein groepie Jode en dis asof hy hulle so 'n bietjie aan hulle skouers ruk en pluk en hulle skud en sê, ek is hier in hierdie lewe van julle om dit kleur te kom gee, om dieselfde lewe te verander van vaal en flou aan die een kant na vuur en vlam aan die ander kant. Ek kom nie na julle toe met groot tekens en groot bewyse nie. Ek kom skud nie die aarde nie, nee. Ek kom sê dit vir julle, dit is 'n gewone aanbiddingsdag. Die vervulling van die ou profesie waarna julle so hunker, word nou in julle ore vervul. En weet jy, geliefde broer en suster, ons Here Jesus Christus, as u en ek met daardie houding opkom na die woning van die Here, sodat die Gees van God ons sal kom vul met sy woord, dan sal ons nie leeg by hierdie deure uitstap nie. Die wat dit hoor, sal die wondertekens van bevryding in hulle eie lewens beleef.
Hoewel Jesus dit eers later gedoen het. In die kerklike jaar vind ons 'n periode plaas wat bekend staan as Epifanie. Dit gaan oor daardie tydperk waar Jesus Christus aan mense verskyn het. Selfs aan sy eie mense daar in Nasaret. Toe party van hulle Jesus geglo het, het hulle gewone lewens lewe gekry. Toe het hulle van vaal en flou verander na vuur en vlam. Die vaal het skielik kleure gekry. Die flou het skielik vuur geword. En my liewe broer en suster, my liewe jong mens in ons Here Jesus Christus, dit is die boodskap vandag vir my en vir jou. Jesus wil vir jou 'n toekoms vasmaak en versterk. Ons het verlede week gehoor dat hy beplan vir ons voorspoed en nie teëspoed nie. Hy wil hierdie toekoms kom vasmaak. Hy wil dit vir jou kom verseker. Hy wil dit dan in jou gewone, vervelige lewe kom insmelt, sodat jou lewe vuur en vlam tot eer van God sal wees. Hy het die profesieë vervul. Hy is die Messias. Hy het met jou en jou kind 'n verbond gesluit en bevestig dit weer wanneer ons kindjies ten doop bring. Ons hoor dit, ons sien dit en ons is bevoorreg om hierdie dinge te beleef. Hy is die een wat uitreik in ons arm omstandighede. Hy is die een wat uit alles uit vir ons 'n toekoms kom beplan. Hy wil ons kom uithelp. Hy wil vir ons 'n weelderige verwagting skep, 'n ewige lewe. Jesus Christus is daar om vir jou en vir my sekerheid te gee. Ons kan daardie oortuiging hê van ek behoort aan. En jy weet, in die sielkunde is dit bewys dat enige mens se eerste basiese behoefte is erkenning. Ek wil behoort aan. Ek wil deel wees van. Ek is op pad na iets. En die Here Jesus Christus kom en hy sê, ek maak jou deel van my. Jy behoort aan my. Hy sê, ek beplan vir jou 'n toekoms, 'n verwagting. Ons is op pad na iets groters as dit wat ons hier op aarde beleef. Daarom kom die Here en hy sê vanoggend in sy woord, ontvang nou weer wat God vir jou gedoen het en bevestig nou jou eie geloofsekerheid. Bevestig jou adres as 'n hemelburger. Ek is tydelik hier in Potchefstroom, 'n tydelike bestaan op aarde, maar ons is op pad na die ewigheid. Ons lees hier dat Jesus bring die genadejaar uit die toekoms uit tot in vandag, tot in elke gewone weksdag. Is dit vir jou en vir my beskikbaar? En nou kan jy dalk vir my vra, maar dominee, wat beteken die mooi woorde en die beloftes vir ons nou? Want ons lewe in die nou. Ek gaan môre terug na my kantoor toe, of ek gaan nou huis toe. Dalk hier in die erediens gaan ons net nou een van die ou slotgesange weer sing. Maar in vers 18 sê hy dat die Heilige Gees kom maak die verskil, want hy is ook op my en jou en op my kind met wie daar 'n verbond gesluit is. Ons is met die Heilige Gees gedoop deur Jesus Christus self. My liewe broer en suster, niks anders as presies dit het mense in die middeleeue met 'n loflied laat sing terwyl hulle op pad is na 'n altaar waar hulle self verbrand gaan word. Presies dit maak van Netto se slotsang 'n fees sonder gelyke. En dieselfde Gees waarmee ek en jy gedoop is, maak dat dieselfde situasie nuut en kleurryk word en dat ek en jy vars kan lewe. Hy maak dat ek en jy na daardie negatiewe kantoor toe môre kan gaan met 'n briesie van positiwiteit, want ons het God se woord ontvang. Dat ek saam met daardie selfde negatiewe mense dalk in dieselfde huis kan wees en dieselfde probleme en dieselfde sondes wat ek oor en oor moet stoei mee, een vir een kan oplos wanneer ek dit, hoe sê Annette,
dis nou my vrou, wanneer ek hierdie pakkie aan die voete van Jesus Christus neersit. Hy maak van dieselfde ou rituele weer iets spesiaals. Hy maak van 'n doop 'n wonderlike fees van God se verbond. Einde van die jaar, wanneer die jong mense belydenis van geloof hulle aflê, dan maak hy van daardie belydenisaflegging 'n fees van God se genade. Onthou, die Heilige Gees het Jesus Christus bemagtig. Hy het hom gesalf, hy het hom gevul, hy het hom gedoop en hy het hom gelei. Daarom sê hy is vervul, hy is die vervulling van God se belofte. En later het Jesus baie goed voor hulle oë gedoen. Ons het hier gelees in die woord van God. Hy het gevangenes vrygespreek, hy het blindes genees, hy het die eenvoudiges, die verstootes, die armes, ouens met leë hande en vaal lewens, het Jesus Christus kom kleur gee. Hy het hulle kom aan die brand steek, sodat hulle 'n vreugdevuur kan wees. Die Engelse praat van 'n bonfire. En weet jy wat? En ek dink ons vergeet so maklik daarvan. Weet jy wat, my broer en suster? Ek en jy is bemagtig en gesalf met dieselfde Heilige Gees. Dieselfde Gees waarmee Jesus Christus gesalf is ek en jy gesalf. En dit gee dat ek en jy elke dag 'n verskil kan maak. Want gevul, gesalf, gedoop, gelei deur dieselfde Gees as wat God lei. Die wêreld daar buite is 'n sendingveld of 'n evangelisasieveld vol mense sonder God. Vir ons en met ons het daar iets anders gebeur. Daarom kom die woord en hy sê, gaan verkondig Jesus se verskyning en sy verlossing aan elkeen wat jy sien, sodat die wonder van God ook hulle ore kan bereik. Gaan maak 'n verskil. Gaan leef 'n verskil, sodat die mense wat saam met jou werk, kan sien, maar daar is iets anders in my. En wanneer hulle ons vra, dan sê ons nie kerk en godsdiens en al die mooi woorde nie. Dan sê ons, Jesus Christus is in my. Ek leef nie meer uit myself nie, ek leef uit Jesus Christus. Maar hoor net die wonderlike. Presies daar, waar jy die woord gaan uitdra, presies daar, waar jy gaan leef, dit wat God van jou verwag, beleef jy dat jou vaal en flou lewe verander in 'n vuur en vlam. Dan raak ons weer brandende vir God. Dan is dit nie meer net die dominee of die ouderling of die diaken wat die werk doen nie. Dan sê ek, dominee, waar kan ek help? Broer ouderling, wat kan ek doen? Dan raak ons 'n vreugdevuur tot eer van God en sy koninkryk. Is dit nie 'n wonderlike evangelie wat u en ek die voorreg het om te oordink en 'n God wat u en ek die voorreg het om te aanbid nie? Dis werklik my gebed. Ek ken nog nie eers u almal se name nie en ek gaan nie daarbo eers probeer dink nie, maar as ek nou hier by Oom Dani moes begin en daar agter by Marlene moes eindig en ek moes elkeen se naam noem, dan kan ek vanoggend vir jou sê, hierdie is vir jou. Gaan leef dit tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Here onsse God, hoe wonderlik om u naam te mag aanroep. U wat 'n ewige rots is, wat ons fondasie vir ons kom vasmaak het, sodat ons nooit hoef te twyfel dat ons ooit gaan wankel of gaan beef nie. Dankie dat u in die woord sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, in mensetaal is nooit 'n lang tyd, maar baie dankie dat ons nooit hoef te twyfel oor u beloftes aan elkeen van ons nie. Dankie vir u genade, vir u liefde, vir u rykdom, wat u so oorvloedig oor ons uitstort. Here, waar die studente hierdie week gaan begin terugkom, wil ons bid,
dat U in elkeen van hulle se harte sal gaan werk, om deel te word van ons groep, dat ons ook daar op die kampus Jesus Christus kan gaan uitleef tot U eer en tot opbou van U koninkryk. Dankie vir elkeen wat voorbereidings tref vir dit wat voorlê. Ons dink aan ons verbondsonderrig wat vanoggend geopen het. Here, baie dankie dat ouers soveel waarde heg aan U woord, dat hulle kinders bring. Help ons om ook ons vriende daar buite te gaan haal. Here, dat ons hulle terugbring na die suiwer woordverkondiging, waar U die middelpunt van alles is en ons niks is nie. Dat ons maar net instrumente in U hand is, gelei, gevul deur U Heilige Gees, dat U ons sal gebruik, enige tyd, enige plek, waar U ons nodig het. Dit bid ons in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.